voorzitter en vrienden, de heer op het verhoor, dames en heren. Jarenlang is hij al bewust daarvan dat hier in die land verraad gepleegd wordt in die wetland. Maar vanmorgen, of gisteravond, bij de televisie, de Gerrit Verdoen, gezegd dat die regering zijn voorstellen voor een oorgangsregering behelst dat die huidige parlement en kabinet en hulle geheel vervangen moet worden door die voorgestelde tussentydse instelling. Met daarin aankondiging weet u nou dat die zogenaamde regering wat ons vandaag het besluit om die Witman uit te geven aan die genade van die ANC en die communistische partij. Zonder enige skyn eer van wettigheid. Hierdie regering is vir 5 jaar gekies in September 1989. Daar staat 2 jaar verby en nou is hy bereid om die mag te oorhandig aan 'n liggaam wat glad nie verkies is. Hoe kan daar ooit enige wettigheid bestaan vir so iets? Dit is die duidelikste vorm van oorgawe aan die magte wat die witman in Suid-Afrika wil onderwerp en hom uit hierdie land dryf of hom vernederend behandel soos die witman elders in Afrika behandel is. Nou, vanoggend sy koerant weer en gisterand sy uitsig sal het alleen die mense wees wat nie wil glo wat hulle met hulle eie oor sien of hoor wat hulle met hulle eie oor hoor, wat nog enigszins sal dink dat hulle aan hierdie regering enige geloofwaardigheid kan gee, sover dit die voorskrifte van die demokrasie betref. Ek sê, skeel om hoge laag aan die voorskrifte van die demokrasie. Hier is die pamflet wat hulle versprei in September 1989. Hulle sê, as jy wil weet wat MD sê, vraag vir MD. Nie vir AK of JAK nie. Die nasionale partijleier sê ondubbelsinnig. Die nasionale partij onderhandel nie met terroristen nie. Daar word daar nie met die ANC wat in sy huidige houding van agressie en geweld volhard gepraat nie. Dis 2 jaar gelede. En op grond daarvan het ek gevraag van mense om te stem. Nou, ek het net al gesê, hy is bereid om onder Mandela te dien. En hy is bereid om die ANC nie net om te praat nie, maar om deel van die regering te maak van Suid-Afrika. Onthou u, die plakkaat wat hulle gehad het in 1989, NPS eie skole, eie grondwet. Skaal 'n party om nie verskriklike bedrog. Dit is hoe hy die mandaat of althans die stemme gekry om die land te regeer. En hy het net koelbloedig geïgnoreer. Hy het die wet en goedswede afgeskaf en nou het hy klaar besluit en is hy besig om die witman te dwing om swartes in hulle skole te leer. En dan is die regering ontstel as mense bobbel gebruik om skole uit mekaar te skiet. Dan het hy gesê dat hy die oorsaak is dat mense so optree. Dit is 'n ongekende verskynsel in die Afrikaanse politiek. Maar dit het begin nadat hierdie regering verraad gepleeg het teen die witman. En hy wil nou sê, ja, gaan die regering verkiesing wees nie. Ek skep 'n onomkeerbare toestand. Watter keuse laat hy dan vir die witman? As daar
teen die belangen van die land en die volk. Daar is geen verschil tussen mensen wat met geweld die macht gebruiken en dit dan misbruiken, als dat mensen op valse voorwendsels die macht gebruiken en dit dan misbruiken, soos wat hierdie reeks is. Die hoofdkenner van hierdie regering sê, beleid is die onrechtmatige gebruik wat hy maak van sy macht om die blankes en die Afrikaner vooral te benadeel en die communiste te bevoordeel in Suid-Afrika. Dis die hoofdkenner. Die oorlog wat teen die communiste geveg is, word nou teen die Afrikaner volk geveg. Maar daar keer buiten. Dis nie met wapens nie, maar dit is die oorlog met ander middels. Dit word nie meer geveg teen die wat die land met die wapens wil veroorlog. Hulle is nou in die posisie dat hulle op pad is om die land te regeer. Maar nou word die oorlog vanaf die regeringse kant gevoer teen die mense wat nog weerstand bied teen hierdie verhaal. Die Afrikaners moet geen twyfel laat hê nie, dat wat nou in die land aan die gang is die voorstel om die witman te onderwerp aan 'n communistische regering. Die arrestaties wat in die afgelope tyd plaasgevind het, die mense van die boerekommando, van die wetkommando wat gearresteer is en wat aangehou word nou kragtens artikel 29. Hulle word nie aangekla nie, dit word net elke slag verleng. Net die hoop dat hulle kan die weerstand breek wat besig is om onder ons volk plaas te vind. Self die voorbeeld wat gebeur het maandag aand of vroeg op van dinsdag, toe hulle die manne van die ABB gearresteer het. Skande! Oor 'n hele gebied is polisie in groepe gestuur 4 uur die oggend om mense te arresteer, om daardie op 9 uur te verskyn en met R50 borgtog en R100 borgtog weer vrygelaat. Skande! Die koste van daardie arrestaties moes R30.000 beloop. En die manier waarop die arrestatie gedoen is, was bedoeld om die verzet te intimideer. Waarom daardie tyd van die oggend en met so'n groep politiemannen word die mannen gearresteer? Hulle word net van gegaan het en van daai mannen gesê, julle moet nie hier benoof. En niemand sou weggeweeg. Maar dit is die soort manier waarop hierdie land vandag geregeer word, om uitvoering te gee aan die ANC en die communistische partij se eise. Dit is hulle wat wil hê dat op hierdie manier opgetree word. Dit is hoe die Afrikaners opgetree word. Maar wat is die posisie aan die ander kant? Die communistische partij, hier is hulle plan, echt een communist van die eerste kwartaal van 1990. Hulle sê, the ultimate goal of the national liberation struggle is the seizure of power by the people. Die macht moet begryp word, nie verwerp word deur onderhandeling. En dan sê hulle, hoe dit bedoel word. Hulle sê, the call of our time is for the masses to render South Africa ungovernable. Hulle wil die staat met macht gryp. Dis wat die mense van die wetkommando of van die boerekommando sê, dat hulle die staat met geweld wil omwerpen. Hierdie mense verkondig dit letterlik. En daar word niks teen hulle te doen. Ek wil nou hier vir die pers sê, en Soshanguve en Zone RR is daar 'n kop van 'n komposisie en Ernest prioriteer en hy doen niks aan. Hy, soos wat hy optree teen hierdie mense van die commando's, die leiers arresteer. Hy moet vir Chris Hani arresteer en vir ons aanhou totdat hy erken het waar al die wapenopslagplekke in Suid-Afrika. Hier is
deel nog van die Augustus 1990 hoofdwoord om controversie soos dit gebeur gemaak. Waar hulle uitdruklik sê, die planne om 'n geheime militaire MK-struktuur in Noord-Transvaal en verder Noord-Transvaal op te rig, om veilige huise te skep, om 'n kommunikasienetwerk in te rig vir regstreekse kommunikasie, om wapenopslagplekke te vestig, om heimlik binnelandse MK-lede te werk. Met al die getuienis is dit kroonwil. Daar mag toch nie aan hulle gevat word, maar die boer moet in die tronk. Dis die toestand wat jy het as jy 'n klomp verhaal het as regering. Voorzitter, die ANC weier om 'n politieke party te doen. Hy sê bly in Liberation Movement. Nou u weet, die Liberation Movement het net een doel, en dit is om op 'n democratische wyse die politieke mag in die hande te kry. Dwars deur Afrika was dit die geval. Hulle dwing die beheersende regering tot so 'n posisie van onmag dat hy nie anders kan as om die mag van hulle oor te neem. En die regering weet het, hy weet hulle wat die land ondergeet word, hy weet hulle wat die mag het, maar hulle word gebruik om as die een van die twee hoofspelers self aangestel, verheer. Die regering en die ANC het hulle self aangestel as die hoofspeler, en al die ander is seker maar net in 'n supporting rol daarvoor, by verdienst. Dis al wat jy kan doen as jy so gaan. Die feit is dat die mense wat nou in die posisie is om die regering van hierdie land oor te neem, by hierdie regering, die voorzitter laat my net vir die een voorbeeld noem, dat dit is die mense wat in Suid-Afrika die sabotasie beplan het, en wat byvoorbeeld die Kerkstraat ontploffing beplan het. Hier is 'n teksboek wat gebruik word by universiteite. Terrorisme, die feite, deur R.J. Gryler. Hy skryf op bladsy 93, of op bladsy 92. Hy sê, sabotage group, sabotage machine. Joe Slovo is die hoofleier van die groep, en die terroriste werk direk onder sy bevel. Hierdie groep was verantwoordelik vir die aanval op Sasol, Natref, Vloer en die installaties. En Joe Slovo is die beplanner van die skokste sabotasieaanval soos in die Kerkstraat bomontploffing in Mei 1983. En nou is Joe Slovo 'n groot held in Suid-Afrika. Hy kry die gunstigste publisiteit wat daar kan wees in die media in Suid-Afrika. Dis die man wat verantwoordelik is vir die moord hier in Pretoria. En dan word dit geraak. Dan word arrestasies uitgevoer op mense wat bekommerd is oor hulle kinders se toekoms in hierdie land, omdat hulle uitgelewer word aan 'n regering van mense soos Joe Slovo en Christaan. Dit is die stand wat lei daartoe dat mense begin dink in terme van ander optrede as net onder die stemmers. Ek het hier die klerk uitgegaan in 'n brief en daarna ook in 'n televisie uitsending. En ek het vir hom gesê, ek daag u uit om te ontken dat u regering stuur af op 'n ANC regering. Ek het maande gewag en ek het hierdie antwoord van hom gekry. Hy sê met verwysing na my brief wil hy beklemtoon dat die regering nie ten gunste is van ongekwalifiseerde magsoortdrag aan 'n swart regering. Maar hy antwoord daar is net nie ongekwalifiseerd. Ons aanvaar wel universele stemrecht vir alle Suid-Afrikaners, maar gekoppel met 'n gebalanseerde effektiewe teenmaatreëls deur middel van 'n stelsel van wigte en teenwigte om minderheidsregte te beskerm. Wie is die ouder? Wie is die ouder? Hy mag nie meer
mensen identificeert in terme van ras of taal of godsdienst nie. Wie is die beweer? En toen ek sê, verder is het onrechtvaardig om te aanvaar dat omdat die regering nie op alle standpunte en stellings wat die leiders van die ANC gemaakt word, in besonderhede te antwoord nie. Dit impliseer dat daar saamgestem word. En dan sê hy net in 'n soort sin, dis van belang dat daar nie 'n oordrewe belangrikheid aan elke uitlating van die ANC geheg word. Maar ek het net een vraag aan hom gestel. Net een vraag. Ontken u dat u die regering afstuur op 'n ANC regering? En hy weier om die vraag te antwoord. En dit kan net een betekenis sê. Dat hy klaar versoen is daarmee dat hy stuur af op 'n ANC regering. En nou vriende, die feit is dat die mense, ek nou net na Joe Slovo verwys, hy het gesit by die vergadering wat hulle gehou het hier in begin Desember. Hier sit Broek Meyer, die minister van verdediging, langs Joe Slovo, met 'n groot glim. Iemand wat verantwoordelik was vir die ontploffing hier by die luchtmachtkantoor, wat de wet van verdediging hou. Hier word hy met die grootste gulhartigheid deur die minister van verdediging gehanteer. En ek sê die regering weet waarmee hulle besig is. Hierdie mense wat sogenaamde vryheidsvechters is, of was, wat in die tronk was en in die buitenland, hulle lewe nou in die wereld. Elke een van hulle koop sy liefste huis, hy ry die liefste boter. Hulle kuier rond as het daar finansiële bekommernis is. En moet nie vir die laat verstaan nie, hierdie mense is reeds mede-regerders in Suid-Afrika. Hulle praat van tussentydse regering. Maar laat my nou sê, ek daag sy met gekleg uit om te sê, hy kan nog 'n kabinetsaanstelling maak sonder om eers Mandela so verkeerd te doen. U weet self, dat generaal Belang en meneer Abraham Vlot is ontslaan as minister van verdediging en wet en orde op aandrang van Mandela. En laat my net so ongevallig sê, Broek Meyer is aangestel omdat Mandela hom aangestel wil hê. En Hermes Streeling is net so 'n Mandela aanstelling as Broek Meyer. U het gesien dat die ANC sê, Broek Meyer is die enigste man wat in die huidige kabinet is, wat sal opgeneem word in na apartheid era, sal hulle hom in die kabinet as minister van verdediging hou. Of dat hy aan Mandela aanstel. Hy is 'n kommunis. Dis nie dat daar wat tot tussentyd sy regering moet kom. Hierdie regter Mohammed, wat voorgesit het hier by die konvensie, hy was Mandela se advokaat in 1964 by die Memorial verhoor. Toe Mandela daar sy dokument How to be a Good Communist moes verdedig. En hierdie regter Mohammed is verlede jaar uit die blauw met die kommissie aangestel as 'n regter. Klaarblijkelijk 'n Mandela aanstel. Dit was sy advokaat geweest. En vanaf die regter geword het, sommer skielik nou voorzitter van hierdie konvensie. Moet vir my laat vertel dat die ANC nog nie die land regeer nie. Ek wil selfs so ver gaan om te sê dat die aanstelling van Michael du Plessis as kaptein van die Springbokspan, sonder dat hy ook kaptein was van enige ander span, was omdat hy nie gestaan het toe die volkslied van Suid-Afrika gespeel het, hier soms by die Hooggesluit. Die gekheid daarvan, dat hierdie regering het begin om sport te gebruik om apartheid te vernietigen in Suid-Afrika. En ek sê, hy gaan nou nie niks. Die politiek gaan nou nie meer in sport
sport in Suid-Afrika. Dis nou die twee vervinding. Wat twee van de communisten en Sammy, wat nie eers is Suid-Afrikaanse burgers. Dis nou hoe sport gedeeld in Suid-Afrika. Die sportmense is nou die gijzelaars van die communisten en die agiteerders en die buitenland. En Mandela had genaderd om sportbetrekkings te proberen herstellen. Want de klerk heeft geen zeggenschap hoegenaamd. Hij wordt glad niet gerekend in die hele sportontwikkeling. Zover heeft het al gegaan. Met die meerdere regels. En ik heb verwijs naar die zogenaamde vrijheidsvechters, wat nou wereldweg leven in Zuid-Afrika. En wat denk ik hoe heeft die boerenleiders zijn toestand geweest na 1902? Die werkelijke vrijheidsvechters in Zuid-Afrika. Toen de weg op zijn plaats gekomen was zijn huis afgebroken, was er weer enkele dier. Hij moest eigenlijk niet altijd weer beginnen met een God wat vernederd is en verslaan is. Vergelijk de werkpositie met die Mandela's en die Sisulu's van vandaag. Dan kan je beseffen hoe bespottelijk die naam vrijheidsvechters verheerlijkt is. Wat is er al over? Er krijgt een landse rijkdom, een ruim, voor die ondermijning van alle vergunningen in Zuid-Afrika. En in ieder geval, het recept wat er aangelegd wordt door de regering op aandrang van de Raad en Sierra herverdeling van inkomsten en rijkdommen komt. Wat is dat anders als oorlogsbuit? Die witman is verslaan in die oorlog, de Afrikaner is verslaan in die oorlog, en nou wordt oorlogsbuit gevallen. Zijn rijkdom wordt nu van hem weggeneemd omdat hij die oorlog verloor. U weet hoe het gegaan is en die oorlog. En de Romeinse Rijk, als het God verslaan wordt alles zijn rijkdom gevallen als hij die oorlog verloor. Precies wat er weer gedaan wordt. Het is net op een meer stelachtige manier wat het gedaan wordt. Wat het laatste reden is dat die witmanse economische positie wat hij verwerkt voor al die Afrikanen, wat hij verwerkt na die drie naties van de oorlog, die verwoesting van zijn land, daarna die depressie, die droogte, wat hem uitgeleid. En hij ellende zelf opgestaan zonder een greepje van buitenland zelf. En nu de recht van hem dat wordt omdat hij het dan zo onrechtvaardig verwerkt. Dat zelfs de Engelsman, wat voorzitter van de Chamber of Commerce is in Johannesburg, hij zei, it is pure nonsense saying wealth was created as a result of apartheid. Hij zei, this is part of the Garden of Eden theory that wealth grows on trees and is merely to be plucked. Dit is wat nou vir hierdie mense gesê het, die swakkes, dat ons stop vir hulle die besittings wat ons het. Ons stop aan geen swak man in Suid-Afrika of buiten Suid-Afrika enige sien. Ons het hulle opgehef dat hulle vandag op beter lewensstandaard het as enige burgerlike gemeenskap in die hele Afrika. Waarom? Omdat ons van goedkoop huise gegeven, goedkoop vervoer, goedkoop onderwijs en ons van werk gestaf het. Nou wordt ons nodig heilig aanspraak op alles wat ons is. Als dat schuld op de taal is het een zwak man, maar aan die witman in Zuid-Afrika schuld op de taal. Ik heb voor u verwijs gehad hoe dat reeds verwoesting is. Dat blanke vrouwen nou al bereid is om als huisbezitters te gaan werken. Omdat hier zijn verloren hierdie oorlogsburg wat geneem wordt van die witman. En dat die slaaf nou al bij tegenliggende geschreven heeft, thousands of destitute and near destitute families are waging an increasingly desperate battle for survival in the Victoria Waterfront Princes region. Welfare bodies and organized
die oorlogsbyt geneem van die witman, die bankrotskap, 2/3 meer maatskappye word tans gelikwideer as die jaar gelede. En elke maatskappy wat gelikwideer word, dis 'n hele leeftyd se rykdom van 'n man wat aan bewaar. En hy word op die straat gegooi. Sy huis word verkoop. Sy lewens, sy woning, hy moet by familie intrek. Hoeveel duisende van daardie mense is vandag in Suid-Afrika wat oorlogsbyt betaal aan die ANC en die Kommunistische Partij as gevolg van hierdie regering se beleid. Dit is wat die ANC betref. Maar ons sê ook met die PAC. En die PAC by sy vergaderings laat toe dat luidkeels uitgeroep word, one sector, one bullet. Ek het aan Adriaan Vlok toe hy minister was, daaroor geskryf. Ek het al gesê, dit is 'n opsigtelik aanhutsing tot geweld teen elke land. Luister wat sê hy goed. Hy sê in die verband kan nie saamgestem word dat bloot one sector, one bullet geskreeu 'n aanhutsing tot geweld teen blankes is. En dan moet die woord wat hy sê, hy sê die PAC het in die verband daarop gewys dat daar onderskeid word tussen 'n African en 'n sector. En dat het hoofdzakelijk een kwestie van identiteit is. Die African is volgens hulle 'n persoon wat hom vereenselwig met die inheemse mense van Afrika, ongeag geldkeer of kultuur. So jy, as jy bereid is om te verkapper, is jy nou nie meer sector die anders. Dan sê hy, maar 'n sector daarentegen is 'n persoon wat homself as losstaande van Afrika en nie as inheemse van Afrika beskou nie en daaruit is om die Afrikaners te onderdruk. Dis nou sy verwikkeling. Ek het nie vir hom teruggeskryf en ek het vir hom hierdie dokument gestuur, 'n toespraak van die PAC, waarin hulle 13 maal verwys daarna dat 'n sector is 'n witman. Geen kwalifikasie nie. En hulle sê onder andere, die 4 Februarie besluit, the apartheid regime is illegitimate and has no right to represent the people of the state. Such a regime is the byproduct of a white settler minority. En dan aan die eind sê hy sê, the Zambia is ruled not only by an illegitimate government, but by criminals who deserve the same punishment that has been given to the Nazi war criminals. Dit is, hy sê, die regering is nie net onwettig nie, dit is criminele, dit is misdadig. En Vlok sê hier, en jy moet nie met hierdie mense omhaal nie, as jy African is, sal hulle niks van word. Hulle is ons criminele. As hulle toegelaat word om te sê, one sector, one bullet, hoekom sal die Engels en Suid-Afrika nie sê, one black, one bullet? Of dat de Afrikaans, soos toch een van ons mense rustig voel om dit te sê, een kaffe, een boer. Wat sal onze kant kan sê, hier, alles wat is nie kaffe. Maar dit is die toestand van ons in Suid-Afrika. Die ANC erken dat dit sy beleid is om polisie dood te skiet. Hy erken dit nie openbaar. En van die polisie wat dood geskiet is, sê hy erken dit is hy wat hulle laat doodskiet. En die minister van polisie, die minister van plek en orde, hy stel hom nie daaraan.
is die 4de lektor op onderwysing wat aangesand word daar. En nou moet ek sê, wat gaan in hierdie land word as wet en orde op hierdie manier aan mekaar stop? Dan kan die ANC, soos sy doen is, sê ek maak die land onregeerbaar, hierdie regering kan nie meer die land regeer nie, en daarom moet die VVO intree om wet en orde te kom en self te gedaan. Maar die regering word self die monster waar dit bewerkstellig. Hier is beeld van 15 Desember 1989. VVO besluit oor 'n nuwe Suid-Afrika. En dan sê hulle so wat hulle alles moet doen. Hulle sê Suid-Afrika moet 'n verenigde, nie rassiste demokratiese staat word. Presies soos die kerkkanons besluit het. Alle mense moet gelyke burgerskap hê. Presies soos die kerkkanons besluit het. Almal moet die reg hê om ingevolge 'n nie rassiste kiesstelsel aan die regering deel te neem. Universeel erkende mensenregte. 'n Ekonomiese stelsel moet bevestig word wat die welstand van almal op gelyke basis hanteer. Suid-Afrika moet die soewereiniteit en die gebiedsintegriteit van sy aangrensende state erken. Elke een van hierdie vereistes wat die VVO gestel het, is reeds deur die regering aanvaar. En dit was Desember 1989. In Junie 1989, toe stuur die VVO 'n sending om te kom vasstel in watter mate reeds uitvoering gegee is aan sy beskikking. Dan sê ek vir u, as hierdie regering die land in hierdie toestand van onregeerbaarheid laat opwikkel, dan het ek klaar die voorwaarde gestel vir die ANC om te sê, die VVO moet intree om orde te kom herstel in Suid-Afrika. Jy weet, met die media wat nou die uit is om die blankes te mislei oor die werkelijkheid waarmee ons te doen het, word baie nie gerapporteer wat elders gerapporteer word. Hier is 'n bericht wat in Amerika verskyn het, in Spotlight, 11 Januarie 1991. En luister net wat sê. A secret meeting took place in September 1990 that placed the scene of death upon thousands of black and white South Africans. South African President F.W. de Klerk, 6 members of his cabinet and top leaders of the African National Congress and the South African Communist Party signed several agreements to take effect in February 1992. The call will result in the expulsion from the government of all officials who have opposed communist takeover of the country. Other specifics of the document include the integration of the South African military and the police with the terrorists. The agreed upon timetable designates January 1993 as the date full control by the ANC South African Communist Party of the armed forces and police. The architects of the communist takeover of the British Foreign Office and the United States State Department. The timetable and house of the planning took place within the wall of the United States Embassy in South Africa. The CIA Chief of Station was responsible for coordinating meetings between the US ambassador and his staff, members of the British Embassy and the ANC. As jy nou besef, dit is in Januarie 1991 gepubliseer. En hier sê ek vir u, dit moet in werking tree Februarie vanjaar, met die verwachting dat Januarie 93 die datum is waarop die ANC beheer oor die veiligheidsmagte sal oorgaan. En nou, in die licht van wat Gerrit van Joek gesê het en wat die regering aankondig, is het vir die duidelijk. Dit is die waarheid van ons. Hulle volgens het program wat er uitgewerk is deur die Britte en die Amerikaners. Deur die Britte en die Amerikaners in 'n voortgesette oorlog
teen die boere van sy land. As daar 'n plek is waar die vyandskap teen die witman vandaan kom, is dit nie Moskou en Kremlin nie, dan is dit Washington en Londen. Wie is dit? Wie het die ANC in die buitenland kantore gegee in Londen? Die Britse konservatiewe party. Waar het die ANC gegaan vir sy bemoediging? Na New York en Washington. En waarom het dit gegee? Omdat die boere in Suid-Afrika in die pad staan van die Britse en Amerikaanse imperialiste, wat die rykdom van hierdie land wil hê, net soos wat hulle in 1899 dit van Kruger opgevat het. Vrienden, die feit is dat die witman in Suid-Afrika is vandag doodgestel. Nie net dat hy beroof word van sy besittings op hierdie skelmagtige manier, maar dat hy sy veiligheid nie meer kan verwaarloos word. Op die plase en die klein hoeves word die bejaagde mense in hulle tientalle verhoor deur die slagters. En my kan jy al vertel dat dit nou nog sommer sporadiese sin is. Daar sit waarskynlik 'n plan daar op die mense van die plase af te dryf deur sy onveiligheid. En om die witman alweer in die indruk te bring dat hy kan homself nie meer doen. Die plan is buitenlands voelvry verklaar, omdat hierdie regering nie meer veiligheid van die mense kan waarborg. De Klerk so hoog kenmerk is dat hy die belange van ander hoor die belange van sy eie volk stel. En dit is die kenmerk van 'n volksverrader. Wanneer ander laat my net van hierdie een paragraaf lees wat baie toepaslik is. Dit is wat Cicero, die Romeinse senator, gesê het toe hulle met 'n soortgelyke situasie te doen gehad. Hy sê, "A nation can survive its fools and even the ambitious, but it cannot survive treason from within. An enemy at the gate is very formidable, for he is known and carries his banners openly against the city. But the traitor moves among those within the gate freely. He sly whispers, rustling all the allies, heard in every halls of government itself. For the traitor appears no traitor. He speaks in the accents familiar to his victims, and he wears his face and regards, and he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He robs the soul of a nation. He works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city. He infects the body politic so that it can no longer resist praise." Jy weet wat hy sê, dat kan nie letterlik elke woord toepaslik gemaak word op waarmee ons te doen het vandag. Wat ons weer te doen het, is voor ons oor die mees fantastische, onvoorwaardelike oorgawe van 'n regering aan vyande wat die oorlog nie kon gewen het. Dit is wat ons ongeluk. Die ANC sou verdedigd wees na die uitstorting van Rusland en die Oost-Europese staat. As hierdie regering nie voor daardie uitstorting die kapitulasie gedoen het in Suid-Afrika en in Suid-Afrika. Die ANC sou 'n bespanning gewees het daar, en hy sou verneder die oorlog moes pryses. Hierdie regering en het gesorg dat ons in mekaar stort voordat die instorting van die communisme in daardie staat gekom. En nou vrienden, dit is die werkelijkheid waarvoor ons staan. Daar moet geen twyfel aan wees. Die witman staan voor die werkelijkheid dat hy uitgelewer van word van 'n communistische regering, net soos hierdie regering met die witman van sy Wes en met die witman van Rhodesia gemaak. En nou, ons is verdeeld. Ons is verdeeld soos
Nie net op partijpolitieke gebied nie, op kerklike gebied, kulturele gebied, en in die aangesig van hierdie aansig sal ons moet besluit hoe konsolideer ons. Ons kan nie maar net aanhou op hierdie manier en dit niks kan gedoen word om hierdie lotgevalle te sluit. Ons sal nou gesê dat daar sal baie dinge moet besit word vir wat gedoen moet word. En dan weet jy, daar is die mense in die politieke partye wat die politieke stryd voer. Daar is ander mense wat sê, dit help nie meer om politieke stryd te voer nie, ons moet nou geweld gebruik. Daar is ander mense wat sê, politieke stryd sal nie meer resultaat lewer nie, ons moet nou trek na volkssaak. Nooit. En nou, as ons wil konsolidasie bereik, is dit die verskillende elemente wat ons moet verenig in 'n verenigde volk. Nou die HNP sê vir die baie sê, die politieke stryd is nie verloor. Ons moet dit as uitgangspunt aanvaar. Ons moet al ons kragte saamtrek vir die politieke stryd. As ons die politieke stryd verloor, dan kom daar ander opsies. Maar tans moet die kragte aangewend word op die politieke stryd, om die politieke terrein. En nou, op 'n basis van konsolidasie te bereik, sê ons aanvaar die idee van volksstate vir alle volke in Suid-Afrika oor die Afrikaner. Ons erken die meriete van al die voorstelle in verband met volksstate as die grondslag vir vestigingsgebiede wat kan ontwikkel tot volwaardige staat. Maar ons kan nie maar sê, so iets moet net gebeur. Daar moet 'n sterk, ordelike, sentrale regering bly, van waaruit hierdie ontwikkeling kan plaasvind. As die politieke mag verloor word, as dit oorgedra word aan 'n ANC en 'n tussentydse regering, verval alle moontlikheid om so iets te bewerkstellig. So die eerste vereiste is om te sorg dat hier 'n sterk sentrale regering bly, wat dit sy beleid kan maak om die verskillende volksstate wat voorgestel word in staat te stel om te ontwikkel en te toon of hy die potensiaal het om werklik 'n staat te word. Daarom, as ons sê, ons erken die idee van volksstaat en ons is bereid om die meriete van al die voorstelle te erken as die grondslag vir vestigingsgebiede, dan verwag ons van die mense wat volksstaatsvoorstanders is, nie dat hulle wat sonder prys gee nie, maar dat hulle moet erken, ons moet eers die politieke stryd wen. Ons moet 'n sentrale regering kry van waaruit hierdie dinge kan ontplooi. So iemand ons dit nie sê dat die Afrikaner wat in hierdie land sy politieke mag regmatig volgens alle reëls van die volksreg wat erken word verwerk, dat hy nou daar nie afgehoor het. As jy dit sê, dan moet jy, soos die Nasionale Party sê, nou moet ek die mag oordra aan die wat gewen. Ons weier om te sê dat die Afrikaner sy mag oor hierdie land verloor het, omdat die terroriste die mag ons het nie hierdie land gesteel of geroep. Ons voorouder het hierdie land beset en het hom verkoop en geruil en ander gebiede verower volgens al die reëls van die volksreg. Ons skuld hierdie land aan niemand in die wêreld.
te regering. Hierdie Dawie Verheer en die wat begaan is oor die moraliteit. Wat er moraliteit is te laat om vir mense wat nie kan doen, wat nie kan lees of skryf, die stemrecht te gee op basis van een mens te stem, om het totale onvermoë, 'n land te regeer waar die witmanse beskaafdheidsstandaarde van hand afgekom. Wat er moraliteit is daar? Heer vriende, ons sê, ons aanvaar dieselfde basis wat die regering vir homself stel. Hy sê, hy gaan die land verdeel in 7 streke, administratiewe eenhede. So, hy trek grense in Suid-Afrika op 'n ekonomiese basis. Ons sê, ons wat ook grense is, maar ons trek dit op grond van die geskiedenis en die volgende. Ja. Ons gesê, hy wil 10 jaar van 'n oorgangsregering om sy plan te laat ontplooi. Ons sê, vir ons 10 jaar om ook ons verdeling van Suid-Afrika te laat ontplooi. Ons vra niks anders as wat hy vir homself vra. Ons vra net dat rekening gehou word met die witman se reg en Nederland. Hy is nie te verkoop om uit te lewer aan apartheid. En wat ek ook gesê, dat ons aanvaar die meriete van hierdie volksstaatvoorstelling, ons aanvaar die idee van volksstaate vir alle groepe in Suid-Afrika en ons sal daardie grense trek op die historiese en die volkskundige volksstaat met 10 jaar om dit te laat ontwikkel. Dit is ons alternatief vir Condens. Daarom gaan ons nie na Condens om ons mense uit te verkoop nie. Ons is bereid om naast hierdie Condens ons eie beraad van plankers te skep waar ons die toekomst sal opself. Ons gaan nie deelneem aan conventions soos wat u gehoor het maandag waar die Kamer televisie uitsending wat hulle ons begin het. Maar ons die rede is dat hierdie regering het al jarenlang met die ANC onderhandel en alles vooraf begin. Apartheid het afgeskaf word, die wetgewing het word, een mens teen stemme aanvaar word, die ANC moet aanvang word, Mandela bevry gelaat word. Dit was alle onderhandelings wat afgaan is, vooraf alles is begin. En hulle het nooit daaraan gedink om die HNP of die KP of die AWP te vra om op te kom. Mense by daardie onderhandelings. Nee, alles achteraf gekonkel en afgehandel. En nou dat bijna alles afgehandel is, nou sê hulle, nou kan julle op opzetten. Wie gaan so, want wie gaan so bespottelijk op homself maken, om dan na so 'n konferensie te gaan. En kijk vir 'n plek, wat wil jy van die ANC hê? Niks! Ons moet ons militaire maak, ons moet ons ekonomiese wapens, ons moet ons kulturele prestasie, ons moet ons sosiale status op die tafel plaas. Die ANC het niks wat hy vir ons kan gee. Iemand het vir my na daai uitsending gesê, hy het wel iets, sy onbeheerste aanwas, dit laat hy vir ons. Dis al wat hy vir ons sê. Waarom moet jy onderhandel? En natuurlijk werkelijk, ons gaan nie in daardie onderhandelingskamer in om my ANC oor vrede te praat nie. Ons gaan buitekant die oorlog teen hom voortsit onverkoos. Hoor wat? Die begin uitbreiding, Condensa is maar net 'n skuilplek waarin die skyn van ordelikheid die oorlog teen die Afrikaner moet afgerond word. Ons gaan ons hande nie opvul
konvensie, dan is daar een groot vereiste. Die leiers van die verskillende organisasies aan die regterkant van die Afrikaners sal moet by mekaar kom om besin oor te kies. Die kappie is nie regs nie. Die feit dat ons reeds eensstemmig in ons weiering om aan die verhaal van konvensie deel te neem, het 'n groot vrug van gemeenskaplikheid geskep. En ek sê dit moet weier as net politieke partye, die vakbond aan die regterkant, die blanke vakbond, die kultuurorganisasies, selfs die beroepsorganisasies, soos die boereorganisasies, moet ingetrek word in een groot volksfront met net een enkele doel, de klep en konvensie word weg. Die moedeloosheid waarmee hulle ons mense ontslaan, dat jy kan niks meer doen nie, dis alles onstuitbaar en onomkeerbaar, sal oornag verander wanneer die Afrikaners wat in oppositie teen die regering is, saam met hulle blanke Engelstalige geestgenote in een groot dit is wat nodig is om ons mense te bemoedigen vir die toekomst. Dit is die oproep tot die uitdaging waarvoor ons staan. Dit is hoe ons 'n nuwe gees moet skep om hierdie uitdaging tegemoet te gaan. De klip moet verslaan. Dit is die hoofdoel. En hy moet nie vir jou vertel dat daar meer geen van is. Hy het gesê daar sal 'n referendum onder die blankes gehou word. En as hulle dit verloor, sal hulle teruggaan na die tekenbord. En nou weet jy, hulle wil nou al net tussentydse grondwet opstel, waaroor hulle van jaar 'n referendum wil hou. Ek glo hulle sal vir jaar wegkry, maar miskien volgende jaar. Maar laat ons aanneem dat hulle dit van jaar wil doen. En laat ons elke kleintjie energie en elke sekonde van ons tyd en elke middel wat ons tot ons beskikking het, ingooi in een groot poging om gereed te maak om te klip in 'n referendum te verslaan. Kan jy sê wat sal gebeur in hierdie land as dit gebeur? En moet jy vir jou vertel, soos baie van ons mense dink, dat hy gaan die swarte saam met die blankes laat stem, daarom kan jy dit nie weet nie. Solank die huidige grondwet op die wetboek is, moet hy die blankes apart laat stem. Dis waarom hulle die grondwet wil verander, om te verhoed dat hulle in 1994 aankom en dan op die huidige grondwet 'n verkiesing onder die blankes moet hou. As ons in verslag by 'n referendum in 1992 of 93, dan kry ons die mag om te eis dat daar 'n algemene verkiesing gehou moet word, waar hy verslaan kan word. En as hy ons die demokratiese keuse ontneem, om ons te verslaan, dan mag ons so georganiseerd en so gekonsolideerd wees, dat ons, soos wat die volk van Roemenië gemaak het met Ceausescu, net in een mars opwellen de knip van die verhoog kan is. Ek sê dit om onder
weer op de rug om die Nederland in die gevecht staande weer met nieuwe kracht voortdoen en bloed te laten streven. Om de eerste trede te geven op die pad om die rechtsafgevalens, één van Solsen en één van Zolten nog, om daardoor te verzekeren dat ons land een orde en veiligheid vrij kan wezen om onszelf te regeren in ons eigen land. Ik heb kennis gekregen van de motie en ik kwam hier de rust om dit te stellen. De rust is niet aan.